Hartlike goeiemôre vriende, ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons vertrou dat u vars verkook en niet opgestaan het, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre gaan stil staan by deel 2. Hoe deel ek Bybels met toorn, woede uitbarstings en aggressie? Maar voor ons daarby kom, wil ek u groet met die baie besondere woorde van Gesang 228. Daar staan: ek het, toe wilde storms gewoed het, diep onder vaste rots gevind. Die woord wat my van ramp behoed het: God is my Vader, ek is sy kind. My anker is daar vasgemaak, ek glo, niks sal dit los laat raak. Die tweede vers sê: die vastigheid het die getroue, my heiland met sy dood gelê. Ek is God se kind, en in vertroue kan ek dit glo. Sal ek dit sê, al kom daar onweerswolke aan, die woord is vas, die rots bly staan. Dit is so wonderlik, vriende, dink daaraan dat ons as kinders van die Here het 'n anker in Christus Jesus. Hy's 'n vaste rots, 'n fondament waarop ons kan bou. En daarom pleit ek by u dat u nie deur al die storms van die lewe omvergegooi sal word nie. Dat u nie moed sal verloor in hierdie tye van onrus, in hierdie tye van geweld, in hierdie tyd van werkloosheid en anargie wat in Suid-Afrika heers nie. Maar dat u werklik u geloof sal bou op die rots Jesus Christus, die onwankelbare, onveranderlike, ewige God, wat gesê het: kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Nou vir ons is vanmôre by die tweede boodskapie wat handel oor hierdie gedagte: hoe deel ek Bybels met toorn, woede, uitbarsting en aggressie. Ek het vir u gesê dat Dr. J. Adams, die vader van Bybelse berading, het gesê dat 90% van die beradingsprobleme teruggevoer kan word na sondige toorn en woede uitbarstings. Ons het gister begin praat oor die 7 resultate van toorn en woede. Vir u gesê, die eerste een konflik en twis. Mens begaan sotheid en dwaase optredes, dit verbreek verhoudinge. Kom ons kyk vanmôre na die 4de gedagte, die resultate van toorn en woede. Dit eskaleer en vermeerder in die 4de plek. Luister vriende, wanneer 'n mens kwaad word, is daar altyd sondes wat bykom. Sonde baar sonde, sonde vermeerder wanneer jy toornig is, wanneer jy aggressief is, wanneer jy woedend is. Hoor wat sy Spreuke 19 vers 19. Hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Want as jy wil red, dan maak jy dit nog erger. Dit is baie interessant, is die Bybel leer vir ons baie duidelik dat wanneer ons met hierdie sondige gedrag sit, ons net al hoe verder in ons ellende wegsink. En mense wat wil help, vriende, lei dikwels daaronder. Sielkundiges beveel jou aan dat slaan 'n kussing, gaan in jou kamer, skree so hard as jy kan, gee uiting aan hierdie woede en toorn in jou hart. Die Bybel sê nee. Die oomblik wanneer hierdie goed in jou lewe na vore kom, en ons sal dan kyk in die daar wat kom, is daar sekere Bybelse optredes wat ons dadelik daar moet stel, ten einde nie verder weg te sink in hierdie sonde en ons sonde te vermeerder en ons verhoudings verder seer te maak nie. Die volgende gedagte wat ons vanmôre gaan hanteer, dit veroorsaak ander sondes. Jy sal sien, dit eskaleer, dit word erger, maar dit veroorsaak ook ander sondes. Ek moet die twee net van mekaar onderskei. Spreuke 29:22. 'n opvleende man verwek twis, en 'n driftige man is ryk aan oortreding. Dink mooi daaraan. Hy's ryk aan oortreding. As ons dink aan iemand wat ryk is, dan dink ons hy het baie geld, hy het baie eiendom, baie karre, baie besittings. Die Bybel sê, iemand wat sy toorn en sy woede en sy aggressie nie kan inhou nie, is iemand wat ander sondes in sy lewe na vore bring. Daar kom ekstra sonde saam. Soos ek reeds gesê het, sonde baar sonde. Hy is ryk aan oortredinge. Dis gewoonlik jy skree, en dan baie keer raak jy gewelddadig. Daar is leuns, daar's geweld, daar's bitterheid, daar's lastering, en so kan ons die sondes vir u opnoem. Alles begin by toorn, woede, en hierdie dinge wat die Here ons teen waarsku in die Bybel. 'n volgende ding, vriende, wat toorn en woede veroorsaak, dit gee plek aan die duiwel. En wat bedoel ek daarby? Hoor wat sê Efesiërs 4:26 en 27. Daar staan: word toornig en moenie sondig nie. Nou die meeste hak hier vasby, en hulle sê, maar luister, ek het 'n geregverdige toorn gehad. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Maar die Bybel sê, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Wanneer raak jou en my toornigheid sondig? Wanneer ons mense begin laster, sleg sê, wanneer ons punt stel en ons gee nie om vir die ander se gevoelens nie, wanneer ons sê en ons sê, maar luister, dis wie ek is so gebore, en ek gaan my sê, maar ek wil net vir u sê, ek sê dit in liefde.
Ag, watter tragedie, dat kinders van die Here hierdie flou verskoning gebruik om te sê, wat ek vir jou nou gaan sê ek in liefde, en dan smeer hulle die vloer met die ander persoon. Watter hartseer. Daarom sê die Bybel, ons moenie aan die duiwel plek gee nie, want wanneer ons toornig word, sondig ons gewoonlik, en dan gaan ons uitmekaar met hierdie persoon teenoor wie ons gesondig het, en daar's nie versoening nie, en ons gee plek vir die duiwel om verdere dinge in ons lewens na vore te bring. Daarom is dit baie belangrik om te sien dat toorn en woede gee aan die duiwel vasdra plek in my lewe en stel eintlik my lewe oop om met verdere sondes besig te raak. En dan vriende, die laaste saak wat ons vanmôre gaan hanteer rondom die gedagte van 7 resultate van toorn en woede. Ons bring oneer op die naam van die Here. Jakobus 1 vers 20 sê, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Ag vriende, dit is so dat wanneer kinders van die Here hulle meer verloor, wanneer hulle toornig raak, wanneer hulle begin skree en te kere gaan, dan bring hulle oneer op die naam van die Here. Die bure hoor dit, die kinders hoor dit, die man hoor dit, die vrou hoor dit. En ag vriende, hoe dikwels bring ons oneer aan die naam van die Here. Jy kan nie bely jy behoort aan die Here en jy veg met almal om jou nie. Jy kan nie bely jy behoort aan die Here en jy verloor jy meer vir die geringste ding nie. Dit help nie jy preek verander, maar jy kan nie jou gees inhou nie. Jy kan nie jou emosie beheer nie. Want dan bely jy eintlik dat die werk wat die Here gedoen het is halwe werk. En jy bring oneer op sy naam. En luister, as jy met hierdie persoon praat oor die Here en môre skel en skree en vloek jy hom, sy ore word slaan toe vir die evangelie. En dit gaan 'n wonder van God kos om hierdie persoon dan te bereik met die waarheid. Want ek gaan ook sê, ja, hierdie man, hierdie vrou praat net, maar kyk hoe tree hulle op. Hoe dikwels, ek het onlangs met 'n man gepraat wat by 'n nuwe plek begin werk het. Hy sê vir my, Gerard, dit was my so wonderlik. Toe ek daar instap, was teksverse teen die mure en hierdie persoon wat die werk vir my geoffer het, hy praat altyd oor die Here. Hy sê ek was 'n week daar. Toe kom ek agter die duiwel is eintlik daar los. Hoe hartseer om te sien dat mense die naam van die Here oneer aandoen deur hierdie gesindheid. Nou moet ons die vraag vir onsself afvra, hoe oorwin ek dit? Vriende, ek het vir u vertel gister dat in my eie lewe was aggressie en woede en al hierdie woede uitbarstings deel van my lewe. Ek het my ma die skuld gegee, want ek het dikwels gesien hoe sy haar meer verloor en ek het gesê, maar dis my ma se skuld en as my ma net meer beheerde gees gehad het, sou ek ook meer beheerst opgetree het. En die Here moes my kom leer het, dis nie jou ma se skuld nie, dis jy. Is jou boosheid. En ag vriende, ek moes hierdie saak voor die Here bely het en die Here het vir my genade geskenk en ook vergifnis kom skenk. So kom ons kyk gou vanmôre na 2 gedagtes van hoe oorwin ek dit. Daar's nog baie ander gedagtes wat ons in die Dawid kom gaan hanteer, maar vanmôre gaan ek net vinnig 2 met u hanteer. Die eerste plek is, erken dat die Here 'n oplossing bied daarvoor. Dis gewoontevormend en aanvaarbaar vir my, tog sê die Bybel, dit is 'n sonde en daar is 'n oplossing daarvoor. Dink mooi aan wat ek sê. Die eerste punt, vriende, wat ons by moet uitkom, om te erken, daar is 'n oplossing daarvoor. Mense wat in sonde vasgevang is, dink, hulle is vir altyd in hierdie sonde vasgevang, en daar sal nooit 'n oplossing of 'n uitkoms wees daarvoor nie. En ek kan vir u sê, daar is legio getuienis van mense wat in verskillende sondepatrone vasgevang was, en die Here het hulle uit genade kom verander, kom vernuwe, soveel so dat vriende en bure en familielede na hulle kyk en sê, wie is jy? Jy totaal verander. En dan vat ons nie eer vir onsself nie, ons gee eer aan die God van hemel en aarde. Want u sien vriende, daar is 'n oplossing, want die vernuwingswerk in Christus is nie iets wat die Here doen wat 'n halwe werk is nie. Die Bybel leer vir ons in 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. So die oplossing is dat die Here van ons 'n nuwe skepping maak. En as 'n nuwe skepping van Christus, kom haal hy die boosheid uit my siel en hy plant deur sy woord en sy gees die nuwe waarhede in my hart, wat ook tot uiting kom in my daaglikse optredes. Vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor dat die Here nie halwe werk kan doen nie. Daarom het ons in die vorige oordenkings met u gepraat oor, as iemand nie wil verander nie, of hy sê, man, dis maar hoe ek gebore is en so laat staan is, dan is daar 'n probleem by hulle wedergeboorte. Daarom onthou, die vernuwingswerk van Christus is nie 'n halwe werk nie. As die Here iets goeds begin, dan voleindig hy dit. Selfs die oorhaastige Petrus met sy aggressie, waar hy Malgas se oor afgekap het, en hy het altyd 2 of 3 dinge terug te sê gehad vir Christus, en hy het altyd beter geweet.
Hierdie man met hierdie aggressie in sy binneste het later die apostel geword, wat die boek 1 en 2 Petrus geskryf het. En jy sien die sagtheid, jy sien die selfbeheersing, jy sien God se gees wat hom vernuwe het. En vir my en vir jou is dit ook beskikbaar. Vriende, wanneer ons in onderworpenheid aan die Here sê, Here, ek het 'n probleem, maar ek vra U vernuwe my deur U gees en deur die waarheid van U woord, want dit is alles uit God wat ons met hom vir self versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Verder sê die Bybel vir ons dat selfbeheersing, vriende, is iets wat die gees van God in ons werk. Elke ware weergeborene het die gees van God, en as die gees van God in ons woon, dan werk hy die vrug van die gees. Galasiërs 5 vers 16 sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit deur die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Met ander woorde, as ek in die môre opstaan, moet ek bely en sê, Here, ek behoort nou nie meer myself nie, ek behoort aan U, U woon deur U gees in my hart, U gees is die gees van wysheid en waarheid en insig, en U wat in my woon is sterker as die wêreld daar buite, is sterker as die vyand, en Here is sterker as hierdie gedragsprobleem van my, hierdie sondige optrede van my, en daarom wil ek wandel deur die gees, ek wil myself tot beskikking van U stel. Vers 22 van Galasiërs 5 sê, maar die vrug van die gees is liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Dink mooi by jouself, as ek in die môre gaan opstaan en ek gaan dit die gebed van my hart maak en sê, Here, U weet dat ek hierdie probleem het met woede en aggressie en hierdie toornigheid. U weet hoe my vrou en my kinders daaronder ly. Moet vir U sê op 'n stadium was my vrou en my kinders vir my bang. Want as ek kwaad geraak het, het ek dinge gesê en ek het dinge gedoen en ek het besef, Here, ek is U kind en ek kan nie verder so aangaan nie. En ek dank die Here nie net vir die veranderingswerk wat hy in my lewe begin het nie, maar waarmee hy nog steeds besig is. En ek dank die Here dat hy ook hierdie werk sal volëindig, want hy is die getroue verbondsgod. Vriende, ons sal môre aangaan met die tweede gedagte, daar is ongelukkig nie meer tyd nie. Mag die Here genade gee dat ons kan weet, ons kan dit oorwin, Bybels hanteer en oorwinning smaak in die Here Jesus Christus. Ons praat môre verder, seën vir U mooi dag. Tada.